Ek gaan nou my ouderdom weggee. Maar die van julle wat in my tyd op hoërskool was, sal die fliek Love Story onthou, dit was 'n groot treffer. En die slagspreuk van die fliek was die woorde wat die karakter wat deur Ryan O'Neal gespeel is, uiteindelik vir sy pa sê, wanneer sy pa vir hom sê, I'm sorry, dan sê hy, love means never having to say, I'm sorry. Nou dis natuurlik die grootste stuk onsin waaraan jy kan dink. Enige iemand wat in 'n lang liefde leef, of dit nou met 'n vriend, of 'n lewensmaat, of 'n kind is, weet, liefde beteken dat jy maar moet kan sê, ek is jammer. As jy nie kan sê ek is jammer, as jy verkeerd gedoen het nie, dan gaan die verhouding nie hou nie. En Paulus is nou in 'n situasie met die Korintiërs, waar hulle hom verontreg het, en waar hulle uiteindelik vir hom moes sê, jammer, ons was verkeerd. Nou, Paulus reageer daarop, maar dan maak Paulus 'n interessante onderskeid. Hy praat van 'n goeie en 'n slegte droefheid, 'n goeie en 'n slegte jammer. Nie alle jammers is goed nie. Kom ons luister na wat Paulus vir ons hieroor sê. Hy sê in 2 Korintiërs 7 vers 10, want droefheid volgens die wil van God bewerk inkeer, wat tot verlossing lei, en waaroor niemand ooit spyt is nie, maar wêreldse droefheid lei tot die dood. Want kyk nou net, watter toewyding julle droefheid volgens die wil van God vir julle bewerk het. Ja, watter verontskuldiging, watter verontwaardiging, watter ontzag, watter verlange, watter ywer, watter bestraffing. In elke opsig het julle getoon dat julle onskuldig is, wat hierdie saak betref. Nou wat sou die verskil wees tussen 'n jammer uit wêreldse oorwegings en 'n jammer volgens die wil van God? Dis goed om jammer te sê, sê Paulus, maar as jou jammer van die verkeerde plek afkom, dan doen dit sleg, kwaad, eerder as wat dit goed doen. Trouwens, jammer wat van die verkeerde plek afkom, sê hy lei tot die dood. Jammer volgens die wil van God, jammer wat van die regte plek afkom, om die regte manier gedoen word, om die regte rede, dit lei tot lewe, dit bring bevryding, dit bring nuwe hoop. So waar lê die verskil? Die probleem is dat Paulus nie eintlik uitspel wat hy bedoel met droefheid volgens wêreldse oorwegings nie. En ek het so 'n bietjie gaan dink daaroor, en besef maar, uiteindelik sou wêreldse oorwegings 'n hele paar goed kon beteken. Wêreldse oorwegings sou kon beteken dat ek jammer is omdat ek dink aan hoe mense na my kyk. Ek dink aan my beeld. Dit is mos nou 'n tipiese wêreldse beeld. Wat dink die mense van my? Nou het ek verkeerd gedoen, en ek weet, dit wat ek verkeerd gedoen is nou bekend geraak. Met ander woorde, my beeld het skade gelei, en nou probeer ek my beeld herstel, deur te sê, ek is jammer. Maar eintlik kom daai jammer nie regtig uit die hart uit nie. Daai jammer gaan nie daaroor dat ek regtig besef het, ek het seer gemaak, ek het skade gedoen, ek wil regmaak nie. Daai jammer is my poging om my beeld te herstel. Dis 'n soort van 'n apologie as selfbemarking, apologie as selfpropaganda. En dis wêreldse oorweging, want dit gaan nie vir my dan regtig om die verhouding nie, en dit gaan nie vir my om die persoon wat ek seer gemaak het, of wat ek teleurgestel het nie. Maar dit gaan vir my om myself, dit gaan daarom dat ek my beeld wil beskerm, dit gaan daarom dat ek vir mense wil wys, kyk na my, ek is tog 'n goeie mens, al het ek nou hierdie ding gedoen, ek is tog 'n goeie mens, want kyk hoe jammer is ek nou. Dis een manier. 'n ander manier is dalk dat ek jammer wil gebruik as 'n manier om te domineer of te manipuleer in 'n verhouding. Met ander woorde weer, ek wil in beheer bly van die verhouding. Ek wil soort van 'n beheer bly ook van my eie rol in die verhouding. As ek sleg gedoen het en ek weet jy seer gekry, is ek in 'n situasie wat ek half voel, maar dis nou uit beheer uit, en hier kan dinge gebeur wat nie vir my lekker is nie. En nou wil ek met my jammer weer beheer oor die situasie kry. En nou kan my jammer 'n manier wees om te domineer, om baas te speel. Ek sal dinge sê soos, hoorie, ek het mos nou gesê, dit is jammer, so kom ons vergeet nou daarvan. Ek gaan nie weer daaroor praat nie, ek het gesê, dit is jammer en dit is klaar. Met ander woorde, ek wil nog steeds beheer wat in hierdie verhouding gebeur. Ek wil selfs vir jou voorskryf, jy mag nou nie weer hieroor praat nie, jy mag nie nog seer hê nie, jy mag nie nog huil nie, jy mag nie nog swaar kry as gevolg van wat ek gedoen het nie. Jy moet nou 'n brug bou, en jy moet nou eenvoudig daaroor kom, want dit pas my. Want ek het nou jammer gesê, en daarmee is dit klaar. En dan is my jammer 'n poging om jou te beheer, en so die situasie te beheer. Maar jammer kan ook 'n manier wees om te manipuleer.
dan wil ek nie so seer vir jou beheer en voorskryf wat jy moet doen nie, maar ek wil amper sê, ag sies tog, kry nou vir my jammer. Hy weet ek voel so sleg, ek voel so elendig. Hierdie ding het vir my so sleg laat voel oor my saak. Jy kan nie dink hoe ek nou oor myself voel nie, maar ek bly maar net in my eie gevoelens oor myself vasgevang en eintlik wil ek op die manier vir jou manipuleer dat jy op die punt kom dat jy sê, ag sies tog, fooi tog wie jy, ek sien jy kry baie seer, ek sien jy is baie jammer, ek gaan jou nou maar vergewe. Maar ek wil nog steeds met my manipulasie 'n soort van ek wil amper sê 'n slinkse beheer oor die situasie uitoefen. In plaas daarvan dat ek regtig uit my hart jammer is, dit bly 'n posisie om te sê, ek wil nog steeds in beheer wees, ek wil nog steeds met my dominasie of my manipulasie, wil ek nog steeds bepaal wat moet gebeur in hierdie situasie. En dis 'n jammer uit 'n wêreldse oorweging. Ek dink die donkerste soort jammer is wanneer dit nie so seer vir my gaan uit wêreldse oorwegings, is wanneer dit nie vir my so seer gaan oor wat mense van my dink of wat jy van my dink nie, maar wanneer dit vir my gaan oor wat ek van myself dink, wanneer ek aan myself inbuig, en wanneer ek vir myself sê, maar ek het myself nou so teleurgestel, dat ek myself nie kan vergewe nie, dat ek myself verag, dat ek myself haat. Die punt is, ek bly nog maar steeds met hierdie jammerte net met myself besig, en dis diep wêreld om selfgesentreerd jammer te wees. Ek hoor baie keer dat mense sê, ja, ek glo God het my vergewe, maar ek kan myself nie vergewe nie. En dit klink amper asof hulle wil sê, maar dit is so 'n bietjie edel, dit wys hoe sleg ek nou regtig voel, wat ek kan myself nie vergewe nie. Maar besef ons wat ons doen as ons dit sê. As ek sê, ek weet God het my vergewe, miskien het die ander persoon wat ek te nagekom het my vergewe, maar ek kan myself nie vergewe nie, dan maak ek myself nog steeds die hoogste gesag in daai situasie. Ek maak myself hoër as God, en dis so wêrelds as wat kan kom. En die vernietigende daarvan is dat ek kan op die ou end kom waar Judas was, nadat hy besef het wat hy aan Jesus gedoen het. Hy gaan gooi sy klomp muntstukke neer, maar hy gaan nie terug na Jesus toe om vir Jesus te sê hy is jammer nie. Hy gaan nie na God toe om vir God te sê, Here, ek is jammer nie. Hy vind homself beskuldig, hy veroordeel homself tot die dood en hy maak homself dan dood. Want hy kan homself nie vergewe nie. Maar die punt bly, hy het homself die hoogste gesag gemaak. Die hoogste gesag wat besluit het, hy kan verraad pleeg, maar ook die hoogste gesag wat besluit het, daar is geen vergifnis vir sy verraad nie. En dit is Judas se eintlike probleem. Dit is die donkerste punt van 'n jammerte uit wêreldse oorwegings, wanneer ek myself hoër ag as God, en wanneer ek vir myself sê, wel, God kan my nou maar vergewe, maar ek gaan myself nie vergewe nie. Ek weier om dit te doen. Dit is selfvernietigend. Nou al hierdie vorms van jammerte, of ek nou my beeld wil blink vryf na buite met my jammer, of ek wil oorheers of manipuleer, of ek met myself besig is en met myself beklei, al hierdie vorme is maar gedraai maar om die self, en dis wêrelds, en daar is geen hoop in so 'n jammerte nie. Trouwens, as ek daardie jammerte in myself herken, moet ek my van daardie jammerte bekeer. Wat is jammerte volgens die wil van God dan? Jammerte volgens die wil van God is 'n jammerte wat uit God gebore word, uit God se liefde vir my gebore word. En dit is die besef dat ek iemand vir wie ek lief moes gehad het, seer gemaak het. En dit gaan nie vir my oor die pyn wat ek nou het nie, dit gaan vir my oor die pyn wat die ander het. Ek het vir God bedroef, ek het die Heilige Gees bedroef, ek het die ander mens bedroef. En wanneer my oë daarvoor oopgaan, het ek 'n droefheid daaroor dat ek ander mense bedroef het. Maar as dit dan volgens die wil van God is, dan beteken dit dat ek ook weet waarheen gaan ek met my droefheid. Ek gaan in die eerste plek na God toe. En as God my vryspreek, weet ek is vrygespreek. Christus het gesterf vir dit wat ek gedoen het. En dit is genoeg. Ek is vrygespreek. Ek is vergewe. En daardie vryspraak beteken nie dat ek nou sê, wel, nou is ek vergewe, nou kan ek maar aangaan nie, want dan is dit dus nog steeds selfgerig. Maar dit gee vir my die moed, omdat ek by God vergifnis gegaan het, nou na die ander persoon te gaan en te erken, ek is verkeerd. Ek is verkeerd. En ek is bereid om verantwoordelikheid te aanvaar daarvoor. En ek weet jy het seer en ek is bereid om geduldig te wag vir jou om deur jou seer te werk, om vir jou te vra om my te vergewe. En ek is bereid om aan 'n nuwe fase in ons verhouding te werk. Om te kyk, kan ons nie in ons verhouding by hierdie ding verbygroei nie. Maar ek is nie in beheer hier nie. En ek gaan nie probeer om jou te beheer nie.
Ek glo hierdie situasie word deur God beheer en daarom is ek bereid om te wag. Daarom is ek bereid om te sê ek is jammer. Daarom is ek bereid om te verander waar ek kan verander, om heel te maak waar ek kan heel maak, om skoon te maak en op te ruim waar ek dit kan doen. Maar ek is ook bereid om te erken as ek gebreek het en nou kan ek nie weer heel maak nie. As ek bemors het en ek kan nie weer skoon maak nie, as hierdie ding groter is as my regmaak. En ek is bereid om saam met jou te soek na die Here se skoonmaak, die Here se verlossing, die Here se verandering. En ek gaan jou nie dwing nie. Ek gaan liefdevol wag op jou. En ek gaan die hoop behou dat soos wat die Here in my werk, as hy in jou werk, dat ons uiteindelik met hierdie jammer by 'n nuwe verhouding kan kom, waar ja die letsel miskien nog daar sit en die pyn miskien nog daar sit, maar waar ons kan sê ons verhouding het gegroei as gevolg hiervan. 'n Egte jammer is met ander woorde die eerste tree op die pad van verandering. Dis die eerste tree waarop ek sê ek is nie in beheer nie, maar ek loop 'n pad waarin God in beheer is en waarin ek wag op God om my te verander en waarin ek saam met God soek en werk aan hierdie verandering. Dis die jammerte wat tot die lewe lei. Dit is die jammerte wat hoop gee. Amen. Mag die Here jou seën met 'n genade wat jou oopmaak vir die seer wat jy aan ander ook gedoen het, vir die skade wat jy aangerig het, vir die sonde wat jy gedoen het. Maar wat ook sy vergifnis omhels en omdat jy sy vergifnis omhels, ook bereid is om verhoudings heel te maak. Mag die liefde van God die Vader jou dring om dit wat jy verkeerd doen aan ander en dit wat ander doen verkeerd aan jou, die wonde wat jy toegedien het, maar ook die wonde wat jy ontvang het, in liefde te hanteer. En mag die gemeenskap van die Heilige Gees jou 'n vredemaker en 'n brugbouer maak in al jou verhoudings en veral in die verhouding waar jy die oorsaak van 'n breekspel was. Amen.